Welkom vriende by ons aanlyn erediens, wat deel is van hierdie virtuele tent van ontmoeting. Kom ons tree nader aan die woord, met die woorde uit Filippense 2 vers 12. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe. Vriende, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag ons ook nou en môre sy teenwoordigheid beleef. Baie welkom by ons aanlyn erediens. Ek wil sommer vir julle uitnooi om daar waar jy sit vir mekaar te vertel, wat mis jy van die kerkdiens? Van om saam met mense werklik waar te gesels, saam koffie te drink, maar ook die woord te bespreek, om in ons eredienste vrae te vra, wat mis jy? Dit is dinge wat vir my uitstaan, dis dinge wat na in my hart lê, wat my dalk baie daar 'n bietjie mal maak, maar daar waar jy sit, vertel gou vir mekaar wat jy mis. Vriende, ek weet, die lockdown raak nou lank, en elke keer as die president praat, dan is ons hoopvol, met nuwe verwagtinge, maar ek wil maar net ook met julle deel, dat ons is saam hierin, en ons sal saam hierdeur ook kom, en die Here sal ons krag gee, en ons dra hierdeur. Ek wil nou gou al die jong maats vra, om mooi te luister, want vandag gaan ons bietjie iets nuuts leer, so is julle reg? Kom ons luister saam. Daar het julle dit nou, vir 'n plantjie om te kan groei, het dit grond en kossies en water nodig. En dan sal dit mooi groot en sterk word, net soos hierdie boompie. En dit is ook waarvan ons lees vandag in Psalm 1. As ons naby aan God leef, dit beteken ons praat met hom wanneer ons bid, ons probeer goeie dinge doen soos ons leef, ons mamma en pappa help, maatjies wat hartseer is help, en mooi vruggies dra, dan sal ons 'n goeie lewe leef. Maar hierdie kossies kan ons net by God gaan kry. So maatjies, kom ons oefen om ons kossies en ons water by God te kry, sodat ons soos hierdie plantjie mooi sterk kan groei. Vriende, dit sou nou die tyd gewees het in die erediens, waar ons sou geleentheid hê om die Here te loof en prys ook met ons offergawes. So, daar waar jy sit, wil ek sommer vir jou baie dankie sê vir diegene wat steeds in hierdie moeilike tyd, want ons weet, ons is onseker van ons finansies, van ons het besighede, en ons weet nie hoe lyk die toekoms nie. So ek wil net dankie sê vir almal wat steeds hulle offergawes bring, en sê ons het begrip ook vir hierdie huidige situasie. So daar waar jy sit, kom ons dink somme, ons kyk na die kers en ons dink aan hoe ons nog steeds deur hierdie offergawes die koninkryk van die Here kan uitbou. Here ons God, ons dankie dat U ons steeds gewillig maak, dat U ons steeds ons gees vernuwe, dat U ons steeds motiveer en toewyding gee om na U woord te luister. Here, dankie dat ons, al is dit nie in vlees nie, maar in gees kan saamkom as 'n gemeente wat U ook vir elkeen van ons gegee het. Daar waar elkeen van ons sit vandag, Here, mag U ons help dat nie net ons ore oopgaan nie, maar ons harte. Dat hoewel ons beweegruimte beperk is, dat die woord ons steeds in beweging sal bring. Here, mag ons hoor wat U vir ons wil sê, mag die woord met elkeen van ons praat op U unieke manier. Here, ons weet wat ons is en wat ons het is net genade. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Vriende, vandag lees ons saam uit Psalm 1. En ek nooi jou uit om jou Bybel te vat en daarin te blaai, of jy kan die woorde op die skerm volg, of sommer net jou oë toe maak en saam luister.
Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Vriende, die Psalms is 'n boek waar die Israeliete verskillende gebede, verskillende gesange aan God openbaar het. Wanneer ons bid tot God, dan breek ons harte oop. Ons diepste emosies openbaar ons. Ons deel ons lewens met God. Ons wys vir hom ons diepste seer, ons diepste begeertes, daardie emosies wat ons nie met ander wil deel nie, waaroor ons soms ook skaam voel. Nou die Psalms is net so 'n boek in die Bybel. Die Psalms is 'n klomp gebede, soos ek gesê het, neergeskryf deur hierdie Israeliete, waar hulle ook maar na 'n tempel, 'n kerk soos wat ons dit ken, gegaan het, en waar hulle tot God aanbid het, waar hulle verskillende tipe liedere gesing het. Soms was hulle hartseer en het hulle 'n treurgebed gesing. Ander kere was hulle bly en het gejubel en gejuig en 'n lofgesang gesing. Ander male het hulle 'n lied alleen opgesê. En ander kere het hulle wysheid gevra. Daar is 'n groot verskeidenheid van psalms. En dit help ons as mense vandag ook, want net soos hulle gaan ons deur 'n verskeidenheid van emosies. Ander psalms leer ons lesse deur priesters, soos die dominees vandag maar probeer. En ander psalms help ons om net in stilte voor God dinge te oordink. Maar die psalm getuig van hierdie emosies, hierdie worstelinge, hierdie vreugdes wat die Israeliete beleef het. Dit help ons om ook hierdie worstelinge met God te deel. Ons hoef nie skaam te kry daaroor nie. Want net soos die Israeliete sê dit vir ons van 'n pad wat hulle met God gestap het. Hoe hulle gewandel het met God elke dag. Dit wil amper vir my voorkom of die Israeliete hulle lewens voor God kom neerlê. Hulle wou alle aspekte met hom deel. Of dit nou hartseer was, of dit 'n jubelgesang was, of dit geluk was, of dit vreugde was, hulle wou dit met God deel. Hulle wou getuig dat hulle lewenspad in lyn staan met die Here, dat hulle in God geanker is, dat hulle lewe begin by God en dat hulle lewe eindig by God. Hulle lewensgeluk was te vind in God. Nou ons mense, ook maar soos die Israeliete, is mos maar baie emosioneel. Ons soek elke dag na 'n nuwe manier om geluk te vind. Ons soek dalk in selfhelpboeke, ons kyk YouTube video's van die nuutste gurus, ons luister na TED Talks, maar ons probeer ons stukkie geluk vir ons toeëien. Partykeer is daar wêreldbekende evangeliste wat vir baie mense 'n plek is om te gaan kers opsteek van hoe om geluk te kry. Hulle vertel dalk vir ons, as jy A doen, sal jy B ontvang, maar pas op vir C, want dan sal D gebeur. Baie keer as ons ook hierdie logika sien en ons lees Psalm 1, dan dink ons, is dit wat ons hoor? Hierdie oorsaak en gevolg, is dit 'n kitsresep? Maar Psalm 1 gaan baie verder en dieper as dit. Wat sê die Bybel vir my en jou oor geluk? Wat sê die boek, die woord van God, wat ons vir baie ander dinge vertrou, oor geluk?
Ek dink daar's nie 'n beter plek om te gaan soek as Psalm 1 nie. Psalm 1 draai nie doekies om van waar geluk vandaan kom nie. Dit sê, van die staanspoor af, 'n lewe voor God is eerstens 'n lewe van gehoorsaamheid aan sy wet, of eerder sy wil. En tweedens, so 'n lewe lei slegs die wat binne God se wil leef, tot geluk. So die beskouing wat Psalm 1 op die tafel sit, is wanneer jy werklik in God geanker is en saam met God leef in jou lewe soos die Israeliete voor hom neer lê. As jy dit doen, mag jy dalk net geluk vind. Nou ja, ek dink ons raak soms versigtig as ons praat oor oorsaak en gevolg. Want gehoorsame mense sukkel nie finansiëel nie. Mense wat naby God leef en volgens sy wette leef, het genoeg kos om te eet. Is baie groot sportsterre op die sportveld. Mense wat volgens God se wil leef, is besonders geseënd. Is dit hoe die Israeliete dit beleef het? Is dit waarvan hulle hier vertel? Dat gehoorsaamheid aan God lei tot 'n gelukkige lewe? Ek sê dit alles tong in die kies, want ek en jy weet al dat die lewe nie so eenvoudig is nie. Ek en jy weet dat daar nie 'n kitsresep is nie. Daar's nie 'n formule nie. Ons sal almal kan getuig dat 'n gehoorsame mens nie altyd 'n voorspoedige lewe het nie. Ons almal kan getuig dat die pad wat die goddelose stap nie altyd 'n lewe is van verderf nie, 'n lewe waar hulle swaar kry nie. En dit krap ons baie maal om. Om die saak verder te kompliseer, lees Psalm 1 met 'n figuurlike bivokale bril, wat alles verdeel tussen regverdig en goddelose, tussen ons en hulle, tussen goed en sleg, voorspoed en teenspoed. Die probleem hiermee is dat ons onsself in hierdie kategorieë wil plaas. Ons is die regverdiges en hulle is natuurlik die goddeloses. Veral in 'n land soos ons kan taal van verdeeldheid, hierdie tipe taal, groot moeilikheid veroorsaak. Watter geloof is die ons en die hulle? Watter klas is die ons en die hulle? Watter ras is die ons en die hulle? Eerste wêreldlande wat gaan oorlog voer, wat sê, ons leef volgens goddelike beginsels. En daarom is ons suksesvol in ons oorlogvoering. Daarom is ons ekonomie op dreef. Maar Suid-Afrika is 'n derde wêreldland. Is ons dan die hulle? Voor ek julle met ons en hulle verwar, kom ons luister na hierdie Psalm 1, wat eintlik vir ons twee beelde gee, van die boom en die kaf. Die twee beelde beskryf die aard en die waarde van twee verskillende tipe mense. 'n Boom wat naby water groei, enige boom in Palestina wat naby water gegroei het, was gesien as 'n oase. Met ander woorde, dit het goeie sterk wortels gehad, groen blare wat gewys het op vrugbaarheid. Betroubaarheid wanneer dit in die regte tyd gebot. Dit was gevestig, geplant. Of kaf. Niks werd 'n byproduk van die dorsproses. Droog, sonder wortels wat so maklik net weggewaai word en hoogstens eintlik maar net 'n brandgevaar is. Daar waar die wind dit waai, daar gaan lê dit. Let wel, daar is nie 'n middelpunt volgens Psalm 1 wat wil sê jy is of die boom of die kaf nie. Ek wil graag vir julle die storie vertel van Shangri-La. In sy bekende boek, The Lost Horizon, skryf James Hamilton van hierdie geluksvallei, Shangri-La, wat hoog bo in die Himalajas lê. Hy vertel dat die mense daar baie oud word, dat hulle baie gelukkig is, dat daar immergroen woude is,
dat die berglig enige kwaal kan genees. Werklik hemel op aarde. Nou heelwat jare na hierdie boek verskyn het iemand 'n kameraman bietjie nuuskierig gemaak wat vir hom gesê het, maar dalk was dit nie net die skrywer se verbeelding nie. Dalk lê daar waarheid hierin. En 'n span het hulle tasse gepak op pad om te soek na hierdie geluksvallei. Nou dit was 'n baie moeilike pad soontoe, baie moeilike omstandighede wat hulle moes aandurf en baie van hulle het nie die volle pad gemaak nie. Op die ouene was dit hierdie kameraman en 2 van sy vriende wat uiteindelik op hierdie geluksvallei afgekom het. En was hulle teleurstelling, maar nie baie groot nie. Toe hulle daar aankom, was daar nie immergroen woude wat hulle gegroet het nie. Daar was nie oneindige kosvoorraad nie. Die huisies het gelyk soos iets uit die steentydperk uit. Die pad was klipperig, was 'n droë, dorre toneel. Hulle drome, alles wat hulle agtergelaat het, alles wat hulle beplan het om hierdie tog mee te maak. Vir wat? Vir hierdie droë, dorre plek? Maar een ding het hulle begin oplet. Hulle het begin sien dat die mense van Shangri-La heeltyd lag. Die mense is gelukkig. Hulle skroom nie om die bietjie wat hulle het te deel met mekaar nie. Hulle skroom nie om mekaar te versorg nie. Hulle het nie 'n bekommernis oor die dag van môre nie. En hierdie mense het besef dat hierdie plooie definitief lagplooie is. Hierdie mense wat so oud word definitief gelukkig oud. En het sin gemaak. Geluk is nie iets wat jy kan kry nie. Dis nie iets wat in jou skoot val nie, of na jou kant toe kom nie. Geluk is 'n manier van leef. Toe die kameraman uiteindelik terugkeer na sy huis toe, het hy sy huis gedoop Shangri-La. Want hy het gesê, dit is sy stukkie hemel op aarde. Daar waar hy tussen sy mense is. Daar waar hy sy geluk kan deel. Nou, Psalm 1 leer ons ook dat geluk word gevind wanneer ons na die woorde van die Here luister en ons sy wet toepas. Net so verwys die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, dat wat ook baie van die sogenaamde reëls en die wette hanteer, dit verwys na die lewe van geluk as 'n geseënde lewe. Indien jy geleef het en dit toegepas het, was jy gelukkig. Nou hierdie geluk is dan nie hierdie miljarde rande, hierdie dubbelverdieping huise, hierdie sportmotor, hierdie posisie by die werk, hierdie posisie op die sportveld, baie van die dinge wat ons ook nou verloor het. Dis nie die geluk wat ons leer en van hoor in Psalm 1 nie. Maar hierdie geluk en hierdie seën waarvan die Ou Testament praat, is juis dit wat ons geestelike gawes kan noem. Juis dit waarvan Psalm 1 ons herinner, dat ware welsyn en voorspoed die ego is van 'n regverdige lewe. Die riglyne waarna Psalm 1 en die Torah verwys, is nie daar sodat God mag op my en jou kan toepas en ons in 'n boksie plaas van oorsaak en gevolg nie. Want dis dalk hoe dit vir jou nou klink. Maar dis eerder daar sodat ons wat naby God se woord leef, ons wat in 'n verhouding tree met die Here, wat naby aan hom staan, sodat ons 'n geregverdige lewe kan leef, sodat ons 'n geseënde lewe kan leef. Nie net vir my en jou nie, maar juis sodat ons lewe 'n regverdige en veilige en geseënde omgewing vir die mense om ons bied. Sodat die seer en die wreedheid van die lewe nie my en jou se takke knak nie, maar sodat ons soos hierdie boom waarvan ons lees in Psalm kan sterk staan, geanker staan, groen blare en vrugte kan oplewer, sodat ons sterk kan groei. Gelowiges lewe in dieselfde wêreld as ongelowiges. Gelukkige mense lewe in dieselfde wêreld as ongelukkige mense.
Ons lewe in 'n wêreld waar mense maklik skinder, vloek, steel, oordeel, wrokke dra, moord pleeg, hulle eie lewens neem. Dis die wêreld waarin ek en jy leef. Vir party van ons is dit juis omdat ons hierdie dinge gereeld sien en hoor en dalk selfs beoefen en nogtans doen, dat ons sukkel om te glo en sukkel om vas te hou aan God en sukkel om te besef dat ons die regverdige pad kan stap en deur God alleen dit kan stap. Vers 6, die Here ken die pad van die regverdiges. Die frase in vers 6 is eintlik 'n vertaling van die volgende Hebreëse frase. Die Here ken die pad van die regverdiges. Dis hoe die Hebreëus vertaal is. Van die vers wat ons lees, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Die NIV vertaal het, the Lord watches over the way of the righteous. Die woord ken kan amper ook vertaal word as beskerm. Die Here beskerm die pad van die regverdiges. Dit breek amper 'n nuwe waarheid vir my en jou oop. Let op dat die Psalm vir my en jou sê, die regverdigheid van die regverdiges is nie die basis van voorspoed nie, maar die feit dat God met hulle in verhouding is. Die feit dat God met my en jou in verhouding is. Die feit dat God my en jou ken. Die feit dat God my en jou beskerm. Dit is die basis van hierdie voorspoedige lewe, van hierdie regverdige lewe. Want dan is ons bestemming, hulle bestemming waarvan ons lees in Psalm 1, die gevolg van God se beskerming. Paulus verwys na dieselfde gedagte wanneer ons in Galasiërs 4 vers 9 lees. Ek wil gou vir ons dit lees. Daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie en slawe was van niks werk afgode. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer, nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls? Hier skryf hy dat Christene vreugde moet vind, nie soseer in die feit dat hulle God ken nie, maar dat God juis hulle ken. Daarom bid ons dat Christus self gestalte kry in my en jou se dade, eerder as wette en reëls, juis omdat God met ons in verhouding is. Dis wat Paulus bid wanneer hy hierdie woorde vir die in Galasiërs spreek. Filippense 2 vers 12 vra die volgende van ons. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Christus het die wet waarvan ek en jy lees. Hy het dit kom vernuwe. Hy het vir my en jou kom sterf en kom opstaan sodat ons 'n regverdige lewe kan leef en nie ter wille van net my of jou nie, maar ter wille van die mense wat saam met ons in hierdie wêreld leef. Sodat die koninkryk gebou kan word deur wat ons doen, wat ons spreek en wat ons leef. As ons bome wil wees wat werklik groei, moet ons begin leef soos geseënde mense, soos regverdige mense. As ons moet leef, ons moet amper leef soos die 5de evangelie is. Jesus se woorde moet in ons en deur ons sigbaar wees, sy dade moet in ons dade wees. Ons lewe moet getuig van hierdie genadegawes wat God aan ons geopenbaar het. Ons is vandag die goeie boodskap. Ek en jy is vandag die goeie boodskap. Nie net die woord van God nie. Want ons lees dit, maar wat doen ons daarmee? Ons moet die regverdige lewe leef.
Ek wil nog een storie deel van 'n boer wat 'n blou lint toekenning gekry het vir sy koringproduksie. Sy koring was van die hoogste gehalte. En eendag het 'n landbouverslaggewer met hom gaan gesels en was verstom toe hy geleer het dat hierdie boer die beste gehalte koring, sy koringsaad, wat pryse wen, deel hy met sy bure. Nou almal wat in kompetisie betrokke is, weet as jy die geheime bestanddeel het van 'n resep, of as jy 'n kompetisie wil wen en jy het 'n nuwe toertjie geleer hoe om dit te doen, dan deel jy dit nie as jy wil wen nie. Dis mos nou hoe die wêreld werk. So hierdie verslaggewer was regtig verbaas. En hy vra toe vir die boer, maar hoe kan jy jou beste koringsaad deel met jou bure? Wat as hulle vir hierdie selfde kompetisie inskryf? Sy antwoord hierop was, meneer, het jy nie geweet dat die wind styfmeel van die ryp wordende koring optel en van veld tot veld versprei nie? So as my bure swak koring produseer, gaan ek swak koring produseer. Vriende, as ek en jy goeie koring wil produseer, dan moet ons goeie sade deel met die res om ons. Die goeie vrugte deel. Hierdie storie sê vir ons, daar is 2 maniere om te leef. Die een is, dat jy toelaat dat mense jou aftrek na 'n vlak van hulle manier van leef. Of, wel dit is 'n afwaartse beweging dan. Of, dat ons op 'n ander tipe manier leef. Op 'n Jesus manier leef. Op 'n Jesus manier liefhet. En dit is 'n opwaartse, 'n hemelwaartse beweging. Want dan trek ons mense saam met ons op. En dit is hoe Christene moet leef. Dit is wat ons raak sien in hierdie Psalm. Kom ons deel die koringsaad van God. Kom ons deel die regverdige lewe. Kom ons leef liefde in hierdie wêreld wat nie meer so baie daarvan sien nie. Ons kan nie 'n gelukkige lewe leef en nie ook 'n wyse lewe leef nie. As ons dit doen, is ons so skaf wat wind verwaai is. Ons het die keuse om soos hierdie sterk bome te groei. As ons weggewaai word so skaf, beland ons iewers waar ons maar verdroog. Iewers in die vreemde, waar ons hoogstens 'n brandgevaar is. Maar as ons soos hierdie sterk vrugtedraende bome leef, dan kan ons dit met ander deel. Dan kan ons die vrug, die regverdigheid, die seën met ander deel. Mag elkeen van ons groei en vrugte dra. Mag ons vrugte getuig van 'n regverdige en 'n geseënde lewe. 'n Lewe wat ons met elke aksie vir mense het getuig dat ons afhanklik is van die Here. Dat ons vrede, ons geluk en ons vreugde alleenlik by God vind. Amen. Vriende, ek herinner julle aan die aankondigings wat na hierdie boodskap op die skerm sal verskyn en kyk uit vir ons Pinkster video. Ons nooi julle uit na Pinkster 2020 waar ons weer eens vir oud en jonk 'n ruimte bied om ook in hierdie tyd van Pinkster steeds tydens hierdie Grendeltyd saam te reis. Kom ons ontvang die seën van die Here. Daar waar jy is, kan jy jou hande oopmaak of op die persoon langs jou plaas. Die liefde van ons genadigde Vader is met jou. Die genade van ons verlosser Jesus Christus is met jou. En die Gees wat elke dag nuut maak, sal by julle wees. Amen. Ek nader tot die
getrouw, ook nader tot jou. Ek nader tot die Here. Ek nader tot die Here. Ek nader tot die Here. Hier deur u Gees wil u by my wees. Ek nader tot u Here. U is naby aan ons Here. U is naby aan ons Here. Waar twee of meer in u naam verkeer, is u naby aan ons Here. Vriende, ek wil julle graag uitnooi na Pinkster 2020 met die tema Vra wat God ons vra. Vanaf 21 donderdag aand 21 Mei, wanneer dit Hemelvaart is, maar ook die eerste aand van Pinkster, tot en met 31 Mei Sondag, wanneer ons sal afsluit met Pinksterfees en nagmaal. Die boodskappe die 5 boodskappe word op video vasgelê en vir u gestuur elke tweede dag. Die alternatiewe dag stuur ons vir jou 'n stelling of 'n vraag of 2 waaroor jy of dan ook jy en 'n WhatsApp groep saam kan dink oor wat die vraag is wat God vir ons vra in hierdie Pinkster of dan nou tydens hierdie Pinkster. Ek wil jou uitnooi om regtig moeite te doen. Ons het weer 'n volwasse Pinkster, 'n kinderpinkster en 'n tienerpinkster. Julle kan saam of afsonderlik daarna luister. So mag die Heilige Gees jou beweeg om hierdie jaar Pinkster 2020 vra wat God ons vra as gemeenskap van gelowiges so saam te kan meemaak. Hoop om jou daar te sien. Vriende, ek hoop die tema wat Willem so pas met julle gedeel het oor vanjaar se Pinkster maak julle opgewonde oor Pinkster. Maar aan die ander kant sal ons die saamwees hierdie Pinkster en die lekker sang en gemeenskap van die gelowiges, die energie van die kinders en die tieners en dan natuurlik die kuier om die soppotte gaan ons verjaar mis. Die Grendeltyd hoef jou egter nie van die gemeenskap van gelowiges hierdie Pinkster te isoleer nie. Vriende, ons wil jou uitnooi hierdie Pinkster om deel van 'n klein groep te word, al is dit net vir die duur van Pinkster. Koördineer dit onderling met lidmate of vriende in die gemeente. Stig 'n WhatsApp groep of doen dit op Zoom of op watter platform jy ook al verkies. Omdat omstandighede ons noodsaak dat ons nie elke aand 'n video-opname kan uitstuur nie, is die gedagte dan dat die alternatiewelike dag 'n lekker gespreksgeleentheid raak oor die vorige dag se boodskap. Met elke video wat ons uitstuur sal daar dan besprekingsvrae wees wat julle dan op julle eie manier die volgende dag as groep sal kan bespreek. Julle sou dit via WhatsApp, stem of tikboodskappe deur die dag kan doen of dalk 'n tyd afspreek en almal saam op Zoom dit dan ook lekker kan bespreek. Die gedagte is ook sommer om net by mekaar in te loer sodat ons daarom nie heeltemal voeling met mekaar verloor nie. En ja, die sop, dit moet julle maar vanjaar vir julle self maak. En trek ook sommer 'n lekker broodresept nader en bak 'n lekker broodjie vir so saam met die sop. Ons hoop van harte dat die 2020 COVID-19 Pinkster nog steeds vir elkeen 'n geestelike groei ervaring sal wees. Indien jy nie by 'n groep ingeskakel word nie, kontak my dan gerus. Geniet die Pinkster. Yes, julle, ek hoop dit gaan sommer nog baie goed met jou. Nie net het ons 'n volwasse Pinkster en 'n kinderpinkster nie, maar ook 'n tienerpinkster met die tema aangevuur deur die Heilige Gees.
So as jy al moeg is en voel soos 'n puppet aan 'n string om in te skakel en online te gaan wanneer iemand vir jou sê, met hierdie Pinkster kan jy rustig sit op jou bank, op jou bed, jou oë toemaak en saam luister na hoe die Heilige Gees ons help om te bid wanneer ons sukkel, om deel van 'n kerk te wees wanneer ons sukkel en om onsself te aanvaar as 'n kind van God wanneer ons sukkel. Kom luister saam na Aangevuur. Gee my 'n G. Gee my 'n E. Gee my 'n E. Gee my 'n S. Wat spel dit? Pinkster. Daar het julle dit, maats. G-E-E-S spel Pinkster. Maats, kom partytjie saam met ons by ons Pinksterpartytjie waar Bella en Bertus en 'n spesiale verskyning deur Nakkie die Nar ons bietjie gaan help om meer te leer oor die Heilige Gees. So kom kry jou videoetjie, luister saam, lees saam, doen saam en partytjie saam met ons hierdie Pinkster. Kom van gees by die Pinkster partytjie maatjies. Vriende, en so is ons by Pinkster 2020 en daar in die agtergrond, daar is ons die kerkgebou sien en ons gaan saam sing die jaar. Al kan ons nie by mekaar wees nie, gaan ons dit doen asof ons dit van die huise se dakke af doen. So kom ons sing saam, Pinkster 2020.